Dankie vir die awesome span van ons, Pastoor Cathy, Pastoor Jan, Pastoor Anita. Dankie vir die staptog wat julle aangedurf het saam met my. Ek dink, jy het gedink het gaan so rof raak nie, maar julle hou uit, julle is okay. Amen. Hy is getroud met 'n vrou. Sy is 'n gebore vrou, sy is nie 'n gemaakte vrou nie. Alles is original. Miss Jackie. Amen. Hy het my al die pad van die United States van Heidelberg afgestuur net om te sê, hallo. Dankie vir elkeen wat sy tyd uitgekoop het. Ek weet, daar is soveel dinge wat mense vandag kan doen op 'n Sondag, maar net jou tyd uitgekoop vir die Here om te sê dankie. Wat is 'n paar minute? As jy my nou kan hanteer, hoe wil jy in die ewigheid vir ewigheid in sy gesig kyk? So ons moet plan maak. Ek is baie bevoorreg om deel te wees van 'n baie groot bedieningsspan. Maar as ek mannekampe doen, sal ek hierdie een getuie deel waar ek het 'n vriend wat 'n prokureur is. Hy is nie 'n alkoholist nie. Langs sy kantoor is 'n kroeg. Elke dag as hy die kroeg toesluit, dan gaan hy af en drink hy 1 bier. Weet jy? Dit is so by 'n verhouding op met die barman. Partykeer sy rugby 2 biere. Nou elke aand as hy by die huis kom, ryk hy soos rook, ryk soos drank, sy vrou is misslik en hy gee haar mis. En dit gaan van 'n paar jaar aan. Die 3de jaar is hy nou Saterdag daar. Hy sien hom nie self as 'n alkoholist nie. Hy het net 'n goeie tyd. Dis hoe hy afsluit, dis wat gebeur. Weet jy hoe awesome is die Here? Hy pa kom by die huis op 'n Vrydag aand. Sy vrou is misslik, hy loop verby haar, hy gaan klim in die stort, toe uitkom te sien hy sy 4-jarige seentjie loop met sy pa se skoene in die huis rond. En die Heilige Gees oordeel hom. Hy sê, wat so voetspore los jy vir jou kind? Waarom gaan jou kind loop? Nou Jesus het ons ook 'n voetspoor gegee. Waarom ons moet loop? En teen hy het vir ons gestap, ons gewys, dit is wat ons gaan doen. Ja? Wat so voetspore los jy vir jou kind? Sy pastoor Corrie hulle van, jy het die wat vir Corrie moet. Ons het hulle nog nie by 3 riviere gehad. Pastoor Corrie, daar is 'n pastoor in Kentonpark. Ons het pastoor, een aan bel sy boetie my, sê, hoor, so kan jy en pa my kom haal, ek het hier by Heidelberg vir ongeluk. Klim in die kar, nou, ry deur, tel die boetie op, nou sit hy tussen die 2 sitplekke en praat met sy pa en sy broer. Hy sê, weet jy wat, as ek nou omgekom het in daai kar ongeluk, dan was ek by Jesus. Sy pa sê, hoe so sê? En hy sê, pa, ek was in die diepste gesprek met Jesus. Broers van 'n waterporrel, onder 'n bus in, papa en die boetie dood. Hy is 'n pastoor, hy hou 'n preek. En almal dink, hoe beweeg jy net aan? Dis omdat hy weet het wat sy voetspore hulle is. Hulle bly in 'n baie mooi huis, en hulle 4-jarige dogtertjie verdrink in die swembad. En hy preek. Dit was in die Kentonpark Gazette, dit is 'n redelike groot storie geweest. Mamma wil nie meer in die huis bly, het gaan trek hulle in die konsistorie in. Terwyl hulle daar bly, moet die dak reggemaak word. Dis al 2 jaar later. Nou, die pastoor het 'n gewoonte van, like as hy jou moet, hoe gaan dit met die siel? Waar is jy met Jesus? En dan kry jy kwotasie by die ouens wat die dakke kom doen. En hy vra die kind net vooruit, en hy sê, jou kwotasie is fantasties. Maar waar is jy met die Here? Hy sê, nie met my praat oor die Here nie, kom ek wys jou iets. Hy man stap nou sy bakkie toe, hy haal die koerant agter sy seat uit, hy sê, kyk net, hier is 'n pastoor se dogter, wat drink het, waar was Jesus? Hy sê, terwyl hy met die prentjie wys, sien jy 'n pink fietsie, maak die draad so, daar hang hy. Dis 'n Here. As ons in die middel van die storm kan sê, Jesus is koning. Maklik om te sê, halleluja, as dit goed gaan. Dit vat geen effort nie, dit vat geen geloof nie. Soek ons daai geloof wat berge kan skuif. Ek weet mense soek die mosterdsaad. Ek weet nie wat om die hele berg gaan doen nie. Ek worry baie keer. Vader, as ek sien wat sy voetspore pas vandag vir die kinders los. Ons het 'n hele generasie van kinders wat in gronde gaan as gevolg van 'n gebrek van kennis. Hoor, is jy original of is ek 'n kopie? Volg ek iemand anders as 'n voorbeeld? Ek het 'n baie weird kinder daar gehad, so ek het geen voorbeeld van wat 'n pa moes wees, wat ek myself teen me vergelyk het nie. Maar ek het nou ons in die hemelse papa, so ek gaan maar sy voorbeeld gee. Amen. Daar skrif
wat dis lekker wat ons doen, en dit is lekker om die gospel, en ja, ons raak moe en ons kry seer en ons kry eina, julle weet hoe dit werk, maar aan die einde van die dag, dit is so worthy, as jy net weet, het iemand se lewe verander. Die Here het jou gestuur om een mens se lewe aan te raak vandag. Het jy daai kans gebruik of gaan 'n minuut in die gronde? Ek sal dit môre doen, Here. Jy van uitstal kom afstaan. Jy loop in die kombuis en die kombuisdeur val af. Sit hom aan sy kant en ek's besig. Sal dit môre doen. Volgende week sal jy vir die bietjie verder. Oor 'n jaar het jy verkeer, dan moet hy deurhou wees. Dis vir jou 'n gewoonte dat dit so lyk. Want jy het gewoond geraak aan die normaal. En die gospel is presies dieselfde. Mense raak gewoond aan 'n persoon en dan sit hulle geloof in daai persoon en wanneer daai persoon jou teleurstel, dan stap jy weg van die Here af. Hoe werk dit? Dis nie die Here wat jou teleurgestel het, dis 'n mens. Jy moet kan onderskei wat is 'n mens en wat is heilig. Want as heilig is, gaan hy jou tugtig of gaan hy jou help? Dis 'n terugvraag, né? Seek your own anointing. Soek jou eie salwing. Nie op ander se salwings lê nie. Moenie, dis dood. Jy gaan moeg raak, jy gaan nie weet hoe om dit te hanteer nie. Jy gaan buite jou buik gaan en jy gaan implode. Gaan soek jou eie mantel. Ons soveel voorbeelde in die gospel van dit. Right? Kom ons begin hier op 'n beginpunt. Johannes die doper is besig om te doop en hulle kom op en hy sê vir hom, is jy nie verwonderd oor hierdie ou wat doop en jy doop nie? En hy sê, he must increase, I must decrease. Who must increase? God, not me. He must increase, I must decrease. So die bring die increase. God. It's not by your work, it's not by your might or your power, but by His Spirit. Maar dan sê hy baie weer ding, hy sê, God is able to raise these stones up as sons of Abraham. Hoe wil klippe seuns word? Jesus 'n bietjie verder gee 'n ander voorbeeld. Hy sê, hierdie ding sal afgebreek word, daar sal nie een klip op 'n ander klip bly nie. Dis 'n weer taal. Maar dan sê Jesus hierdie awesome woorde dat hy sê, okay, sal maar net weer lees. Waar hy sê, weet jy, 'n wyse man bou sy huis op die rots. Wanneer die reën en die storms kom, sal hy staan. 'n dwaase man bou sy huis op die sand. En as die wind en die weer kom, sal hy val. Vra jouself, wat is sand? Sand is echt verweerde klippies. Dis net klippies wat klein gedek is. It speaks to multitudes. As jy aandag gaan ry op wat die multitudes van jou dink en wat hulle van jou sê, jy dit afgehoor. Dis is 'n intimacy thing. Dis baie intiem om met die Heilige God te werk. Dis baie intiem om in sy krag te wees. Dis baie intiem, want dis hy homself in jou. Hy is nie in die Bybel nie. Dis 'n lewe. Hy is meer lewendig as ek en jy. En jy moet kan weet wat jou erfporsie is. Alright? Maar as jy jou eie salwing soek, ons toer baie en dan kom jy by 'n plek en daar's groot wonderwerke gebeur en is awesome en is amazing net, maar ons toer voor. Ek bly nie agter nie. Ek bly voor. Net volgende week dan hou daai selfde ou waar jy by daai kerk was en hy nou 'n healing revival. En niemand word genees nie. Want jy het nie die salwing nie. Nie myne kopie nie, kry jou eie. So hulle stom jy aan te val en aan te skryf vir hierdie goedjies. Maar figure dit uit, hoekom sal die Here vir ons hierdie onskatbare goedes gee en ons kan dit nie gaan volg want dis ontoereikbaar. Dan is hy skitsofreen. Hy is skitso. I mean, hoe gaan jy in die lewe en jy sê, doen dit vir my, maar jy het nie die krag gegee om dit te doen nie. Nou net soos daai klein seentjie in sy pa se skoene loop het, hoe gaan jy Jesus se voetspore môre stap? Kan jy vir my sê jy's 'n Christen sonder om vir my te sê jy's 'n Christen? Kan jy? Deur jou gedrag, die manier hoe jy met mense praat, kan jy iemand lief hê wat nie liefde nodig het nie? Kan jy na iemand anders se lewens omgee, nie wees vir jouself tot op die einde nie? Dat jy so vas dat jy jou laaste broodjie sal weggee. En dit is wat Jesus gedoen het. Is dit nie? As jy kyk na Elia en Elisha, daar's 'n stap wat hierdie baie mooi verduidelik. En dis 4 stappe wat ek glo elke Christen kind moet stap om by jou eie salwing te kom. Jou eerste een is
Die profeet Elia, God het al vir hom sê, ek gaan jou wegneem. En hy bly vir sy geestelike seun, Elisha sê, bly hier, ek gaan weggaan. Maar Elisha sê vir hom, solank as wat jy lewe en asemhaal, sal ek by jou bly. En hulle stap na die eerste stop toe, Gilgal. Dit is 'n plek van besnydenis. Seuns, Joodse seuns op die dag 8 moes hulle soontoe gaan vir besnydenis, om 'n Jood te word. Jou besnydenis is die kruis. Jy moet by die kruis kom. Maar soveel mense bly neder. Jare in die kerk, jare preek hulle, maar hulle is nog steeds by die kruis. Daar's niks by die kruis nie. Jy moet verby die kruis kom, want daar is meer. Almal sê meer. Daar's meer. Ek wil dit hê. Daar ek hulle nou stop. Weer, nee. Die volgende stap is hulle by Bethel. God's window. Jacob's ladder, waar hy sien. Engele gaan op en af met die antwoorde in die vraag. Dis 'n plek van drome. Hoeveel keer het mense al gesê, broer, ek het hierdie awesome droom gehad. Hulle bly dromers in die hele lewe. It stays a dream. Jy praat oor die droom, jy beskryf die droom, jy deel die droom, maar jy doen niks en jy sit nie voete aan daai droom nie. Hy kan nêrens gaan nie. Jy moet vorentoe gaan. Want selfs daar, nie net Elia, maar Elia se mense, die profete se kinders het vir Elisha gesê, bly hier, jou baas gaan weggaan. Hy sê, solank as wat hy lewe, sal ek hom soek. Ek sê saam met hom wees. Jy is 'n Christen kind, moet verby daai droom presies kom. It needs to be a reality. Dit kan nie net 'n droom wees, dit kan nie 'n sprokie storie wees nie. Dit moet 'n reality wees. Dan gaan jy by jou spiritual battleground kom, want almal daardeur gaan. As jy jou salwing mee, you're gonna battle for this thing. Hy het vir jou almal gegee, jy moet aantrek, ons gaan oral voer. Dit is die stad van Jericho. As jy kyk wat God van hy gesê het is, weer eens sê Elia vir Elisha, bly hier, ek het nie meer baie tyd oor nie. Solank as wat jy lewe en asemhaal, sal ek jou volg. Maar wat was die wapen wat God hulle gegee het? Meeste religie gaan vir jou sê, maar dit was die stap. Nee, hulle was professionele stappers, hulle het 40 jaar gestap. Ek dink hulle het geweet hoe om te stap. Alright? Het was nie die 7-dagse kreet en die trompette nie. Het was die stilbly, be still and know I am. Be still. Want as jy stil is, kan jy nie murmureer nie, as jy stil is, kan jy niemand afkrap nie, as jy stil is, kan jy nie skinder oor aanhou se bediening nie, jy kan niemand aanval nie, because jy stil. Ons moet ons stiltyd inwerk, om by die salwing te kom. Jy moet intentioneel 'n tyd uit jou dag haal, en vir die Here sê, hier is jou eerste vrugte vir die dag, my koning. Want as ek jou my eerste vrugte in die oggend gee, voor ek my tande borsel, gee ek jou tyd, Here, dis joune, want vir die res van die dag gaan jy na my kyk. Ek gee hom sy eerste vrugte van die dag. Dis intentioneel, dis aspris. Moenie my pla nie, ek's besig met my Vader. Mense wat my ken weet, ek het afsondertyd. Ek gee nie om of jy my in my tuin sien nie, as ek vir jou gesê het, ek is nie by die huis nie, ek is nie by die huis nie. Want ek is nie dan. Ek is besig met my Vader. Maar daar's meer. Jy gaan tot by jou Jordaan kom. Jy moet uitfigure aan sodat jy kan deurgaan in jou dubbelporsie opdrag. Want dat is die doel, nog iemand te wees. Hoe is nog 'n Bill Johnson? Is nog 'n Benny? Nee. Be weird. God loves weirdos. Kyk al die soldate van God. Ek sou Smith gelyk het. Ek dink Smith en Wiggles ook en ek is of the violence. Ja. Klap die tannies rond. Hy's in Amerika, hy sê vir hulle wen bid vir die braai. Hulle braai vark. As you God only you can bless something you curse, bless this pig. En ek het tot die punt, ek like dit. Jy gaan tot by Jordaan rivier moet kom en dan kom maar 'n skeiding tussen jou en jou mense. Ek garandeer jou, jy gaan familie verloor. Ek gee jou 'n brief vanoggend, jy gaan vriende verloor. Maar jy sal boetas en sissers in Christus opbou oor hierdie naam en enige land. The spirit to spirit, onmiddellik is jy gemaklik met mekaar. Want alles is besny, alles is weggevat, ek is nie jaloers nie, ek het net liefde van die Here in my. So, ek gaan oor praat. Mense gaan jou nie uitnooi nie, want jy praat net oor Jesus. Moenie my uitnooi nie, hy praat te veel oor Jesus. Ek wil oor niks anders te praat nie. Die res is alles net nonsens. Jy maak my tyd, kom, beweeg aan.
Ons moet tyd maak vir Jesus. So het jy, waar jy nou vanoggend hier aangekom het jy 'n spesifieke tyd wat jy vir die Here gesê sit in die dag? Of vang jy maar daai 3 minute power nap, vanaand voor jy slaap, maar Here, ek stem om met jou te praat sonder meer praat. Hoeveel van julle intentioneel gaan uit om hom te loof? Ek ken baie mense wat loof en prys, maar hulle loof en prys nie die een wat loof en prys waardig is nie. Ja, dis die beat of the drum en dis die musiek en dis, okay, waar is Jesus in dit? Dawid gee vir ons sleutels, the keys to the kingdom. Come into my courts with thanksgiving, into my gates with thanksgiving, into my courts with praise, and the throne is worship. Dis hoe belangrik worship is. Thanksgiving is about God's goodness. Daar's altyd 'n rede om goedheid te vind in die wêreld. As jy net jou oë oopmaak en by die kruis kom en daai dooie nes uitkom, sal jy sien daar is iets goed en daar's iets waarvoor ek vir Here kan sê, jy is so goed vir my. Praise is about His greatness. Daar moet 'n rede wees vir jou om hierdie dag te kan sê, wow. Dis 'n wow moment. Ek het nie woorde om dit te beskryf nie. Here, maar dis mooi. Hy is net power. En dan kom ons by worship. Worship is oor sy heiligheid. As jy nie weet wat heiligheid is nie, want jy nog nie heilige God ontmoet nie. Was dit holy? As hy praat, dit's holy. As die musiek self speel, dis holy. Ek sê vir mense, as die Here besig om te werk met my, dan ek word verby. Hy is besig, wat gaan ek doen? Hy is besig, ons is op 'n toer gewees, en die vrou sê vir my, Marie, jy gaan dink ek skiet spek, man. Vrou sê vir my, Marie, jy moet omkyk, ek sê ek is besig. Ek is besig om voor te berei, kerk is besig. Ek hoor die musiek, ja, musiek speel. Sy sê, okay, jy moet help. Ek sê, waarom moet ek help? Sy sê, kyk, die instrumente speel hulle self. Okay, ek gaan eers rond doen. Dan go we God's working. Doodlik. Niemand luister nie, ek gaan sit, ek weet, die Here is besig aan binne. Almal wil hulle selfone en hulle baadjies en afhaal. Die hele kerk red daar. Ek het vir julle gesê, hy is besig met sy eie goed. Dis nie spookstories nie, dis genuine, dis hoe ons lewens is. Die Here sal jou met soveel ompas vat. Ek gaan julle 'n voorbeeld gee. Ek en Miss Jackie wil 'n uitreik doen. Ons wil 'n uitreik doen. Ons het nie 'n voertuig nie, ons sit dit op Facebook, ouens bel ons, dis kos en kombers en klere. Dis amazing. Hoe gaan ek dit in Nelspruit kry? Want hierdie Witspatterkamp is in Nelspruit, ek besoek toe gaan. En 'n man bel my, hy sê vir my, ek het vir jou long wheel nieuw, spint in die bakkie. Ek sê, is nie genoeg nie, hy sê, maar ek het 'n trein ook. Great. Hulle adverteer in Nelspruit, ek kom. Ek moet woensdag aand in Nelspruit wees. Dinsdagoggend bel hy ou my en sê hoor my seun het gister in die bakkie afgeskryf. Wel ek het maar vir 'n jaar gesê so ek moet gaan. Ons het nie geld nie. Nou stap ek het so 'n kaartbord gemaak, pastor needs a ride. Jy net voor hom sê ek lyk rof maar ek sê okay. Ek gaan nou hike. En my sussie Marie bel sy hoor ek het 'n buskaartjie gekry, maar dis net een. Miss Jackie moet agterbly met al daai kos, al daai goed. Ek het my naam gegee vanaand as ek gaan Nelspruit toe. Dan moet ek 11 uur op die bus klim in Durban, dan moet ek deernag tot 6 uur in die oggend Johannesburg by bus vang, dan kom ek 3 uur in Nelspruit. In Durban is dit 43 grade. Die aircon trip die bus. Toe bypass hulle die aircon. Die grootste seat in 'n bus is gewoonlik by die toilet. Hy ou wat agter my sit, een of ander graasbaai in. Maar hy's in en uit daai toilet. 2 keer stop hulle die bus net om die bus te eet. Nou begin ek murmureer. Here, kyk waar deur gaan hierdie evangelis vir jou. Ander ouens vlieg met aeroplanes en hulle word al, ek so op 'n bus, my vrou is by die huis, kos alles, kyk en dan moet ek nog met dit opdeel. Ek murmureer. Kom in Johannesburg, ek is die enigste wit ou op daai hele stasie. Almal gaan reg oor die land. Ek bid in my bid en ek sê, Here, ek wil weer daai toilet seat vat, maar laat ek alleen daar sit, want ek's moeg en ek moet vanaand preek. Die bus klim in, ek is die enigste op die seat. Dankie my koning, sit my tasie neer, steek my voete uit, 20 km buite by Johannesburg stop die bus. Iemand in die bus gepas.
En dan haal haar vrou uit. Sy het pype en piepieslakke en is verbande en is vrot. Die enigste plek is langs my. Nou sit sy agter en langs my, want ek's dik. So. Sy is hier. Nou antwoord ek gebede, maar nou is ek kwaad. En sy sê, are you a pastor? No. You're a man of God. Why are you answering, please? Keep quiet. Sy sê, kan jy vir my bid? Oh no, you got my attention. Sy sê, hierdie bus is vol van my familie, ek gaan terug Maputo toe, ek het kanker, ek gaan doodgaan. Not today. Not today. I'm on this bus. I've got to deal with cancer. You gotta go. Ek bid vir daai kind, sy spring op, sy sê, voel dit warm kol vir my val. Ek sê, waar is die kanker? Sy sê, my rugstring. Ek sê, okay. God's busy healing you now. Nou hardloop sy op in die bus, dan bring sy oom, dan sê dit aan en dan sal vir haar, en ek sê, bid jy net wat ek moet vanaand doen. 3 uur kom ek in Nelspruit aan. My stiefma wat my hart met 'n passie, met my by die busstasie kom haal. Ek klim uit en al wat 'n ou sê, ek skep my 'n drukkie en 'n swinkie en my ma sê daar en sê, aha, sy vrou se derma, hy het nog niks daaraan nie. Kyk wat maak hy. Oordeel my nie nou, sy het nie eens geweet nie. Want daar ek het gemurmureer teen die Here. As ek in die kerk is vol, there's no shading, daar's nie elektrisiteit nie, is Jesus walk in the light. Die bidlyn oopmaak, dis stil, die Here praat nie. Ek sê nie, mag nog een ry, kom, maak 'n sirkel. Hy sirkel al 3 diep is van my pa van my, hoorie, wat gaan dan? Ek sê, jy later vir dit, pa. Ek sê, Here moet nou nie die mense straf vir my na ons is, nie. Help hulle, dan straf jy my môre. Nee, ek het gevra daarvoor. Maar klaar hier aan, gaan huis toe, my pa is 72 jaar oud, hy maak ijskaste reg. En ek besluit, ek gaan my pa se toolbox dra vir die hele dag. Ek en my pa gaan 'n bietjie bond, ons ken mekaar, nie? En, het is seker 5 kilometer geloop die dag. Loop agter my ijskaste, trappe op, trappe af. Ek kom 5 uur by die huis, ek soek my pa vanaand mense gaan loop en gaan gou shower. My shower is vrot hoor. Wat? Kom in die shower, ek sê wel hier met die French drain pomp. Hy sê ons het hom vanoggend gepomp. Ek sê, daar's fout. Toe ek in my kamer instap, toe ryk die kamer erg. In die oggend was daar padda in my skoen, ek het hom nie gevoel nie. Ek het daai uitgesmoets deur sy vel bene, daar's niks. Ek het net 1 paar tekkies, hierdie paar pote en niks geld nie. Ek leen R70 by my pa, koop 'n size 12 krokke. Ek dra size 16 skoen. Dan kom by die kerk en trek my krokke uit. Sê die pastoor, waar is die skoene? Dit is heilige grond, want kan nie lees nie. Vir 'n jaar lang ben jy op my Facebook op gospel in krokke. 'n jaar lang. 'n jaar later kom kinders by my uit in Vrystaat. Hulle sê, oom, ons gaan nie vir jou tekkies koop nie, maar hier is 'n paar gumboots. Vir 'n jaar preek ek in gumboots. Ek was hier bene in gumboots. Hier binne. Week toe die weg en die kinders my paar tekkies. 'n jaar later die Here die kar. Dis 'n progress. Ek het uitgefigure hoe om my dubbel porsie te kry. I'm blessed. I'm really blessed. I'm not just blessing in the coming and going, I'm blessed. As jy langs my is, you're blessed. Hoekom gaan jy siek wees as ek langs jou is? Amen. So baie keer moet ons weet, wanneer gaan ons 'n dubbel porsie optel? Wie's reg vir 'n dubbele porsie vandag? Wie's reg om 'n naaste te gaan verander? Come on, ons kan hier by die huis begin. Right? Start it down. Dit vir jou oom wat gesyp is. Makliker. Ja? Ons het almal swart skape in die familie. Daar's nie een van julle wat by water loop nie. Kom aan. Bid vir daai een. Toets dit uit. As jy lyke wil gewakker raak, gaan lykshuis doen. Daar's lyke. Wat? Staan daar by die shopping center al daai rystok dingetjies. Iemand gaan daar stop. Vars vleis, kom ons bid vir jou. Hoekom nie? Kan ons ophou skam wees vir Jesus asseblief? Ja. Net vir een keer, vry net baie mooi. Kan ons ophou skam wees vir Jesus? Jy wil al die wondere erken, jy wil hê die Here met jou salf. Hy het dit vir jou daar, dis beskikbaar, maar jy moet die padjie stap. As jy op water wil loop, moet jy net die boot klim. Dis nou maar nou dit self. Okay? Wie van julle vanoggend 'n brandende vraag? Ek doen dit gereeld, ek weet mense wat klein doen oor. Miskien het jy vandag 'n belangrike vraag wat jy nog nie geantwoord gekry het nie.
Laat ek jou help of ek ook nog 'n antwoord, want dalk het iemand anders in dieselfde probleem, maar is te skaam om te praat. So enige iets wat jou op hierdie stadium hinder om vir Jesus iets te doen. Is jy te besig, het jy te veel werk, is jou familie te rof. Wat gaan aan, dat jy nie by Jesus is nie? Wat is 'n hinderblok? Wat het jy jou berg gemaak? Wat is in jou hand, Moses? Wat is in jou hand? Want baie keer is die gospel so naam wat ons mis hom. Want hy klink nie soos wat jy wil hy moet klink nie, en hy doen nie soos wat jy wil hê nie, en weet die Here hoor my nie. Ja, ek hoor jou, hy is net nie doof nie. Maar ek weet ook wat jou intensies van jou hart. Hy is die een wat jy gemaak het af te hom. Ja, ma en pa nie. Hulle het 'n deel daaraan gehad, maar dis rof hier binne vandag, wie is hartseer hier sê? Hoekom? Ook Pretoria is awesome. As om my die hartseer moet saamvat. Voel jy dit? Is dit jy wat so stikkend is? Nie jou? Wat jy gaat? Kom my. Nou sê. As ons besluit die dag wat ons Jesus gaan volledig deel, kan jy hom alles gee, kan jy hom jou verlies te gee, kan jy hom danksegging gee, kan jy hom lof gee, kan jy hom loof in die middel van die storm. Want as jy daar kan begin, het jy soveel oorwinning teenoor jou vyand. Op jou slegste dag, wanneer alles uitmekaar val, begin halleluja sing. Here, ek prys die plaasmoordenaars, ek prys jou Here vir hulle lewens kan red hulle. Raak hulle daar by die voorhek aan. As hulle nog dink om nog 'n moord te pleeg, salf hulle Here. Salf die pad te doen. Want hy vet, die olie van Jesus moet uit jou wees. Jy moet so vol olie wees dat jy deur die lewe gly. Waaraan jy vat met 'n oliemerking, en dis transferable. Oomblik as jy maar raak met daai vet agterby, the oil must be, dit must impartation. Maar ek wil hê jy met jou eie olie hê. Ek wil hê jy met jou eie salwing hê. Ek wil hê jy met jou eie lewende water hê. Ek wil hê die lewende water van God moet so sit, so lang uit jou stroom in jou loop. En is doenbaar en is bekombaar en mense wil nie, en ek verstaan dit nie. Ek luister na al die lectures, word na al die goeders uitgenooi, maar ek weet wat in jou hart. Dis nie Jesus nie. Dis miskien 'n dik bankrekening, maar dis nie Jesus nie. So, ek het 'n probleem met 'n pastore in mansions bly, halfte van sy kerk slaap op die straat. Ek het 'n probleem met dit. Ek's baie eerlik met dit. Ek het 'n probleem. Bou 'n shelter vir die mense daar. Hier's 'n pastoor in Pretoria wat 'n mega kerk het. Deur die week slaap hy by die ouens op die straat. Klim onder die kombers. Eet hy die aspek. Sondag gaan preek hy voldiens, maandag is hy weer by die ouens. Hy is seker een van die kragtigste straatbedieners van ons land. Geen verhewe nie, sien nie sy mense nie, dis wat hy doen. Maar sondag stap hy in, jy sal nooit sê daar kan inpas as hou nie. Maandagoggend lyk hy wys as hou. Maar dis sy passion. Dis sy salwing. Dis waar in hy loop. En hy is baie goed. Ek like trompbediening. Ek wil maar hy praat. Ek wil. En as hy wagte niks met hom te doen nie, dan moet ek met hom praat. Dis die weirdness. Ek like, ander ouens like dit nie. Die kaart van my gereeld aan. Wat versoek jy in die tronk? Wel, Jesus was in die tronk, Paul het halfte van die Bybel uit die tronk uitgeskryf. Ek dink dis hoe jy in die tronk is. Waar gaan hulle hardloop? Is toegeskryf. Ons praat. Dis nie asof hulle oor mure kan klim nie, hulle moet sit en luister. Jy's daar. Is 'n captive audience. Ja. As ek in 'n vliegtuig is, ons is 8000 voet in die lug, waar gaan jy loop? Mag jy nie. Let me tell you about my boss. His name is Jesus in action. Ek weet al as ek op 'n vliegtuig dan, ja, jy is okay. Ek gaan nou nie een van ons roep en 'n woord gee. Maar ons raai, hulle ken my, ek gaan vir jou bid. Hulle het my getoets as syne, toe ons nou my termijn gegaan. Ek sê vir hulle, bid op die vliegtuig. Toe ons terug by, ek het 'n bidlyn in die vliegtuig. Ek sê dan, nou sit die twee dan, hoekom bid julle nie saam nie? Ons vlieg in dieselfde direction, dis een airport. Bid vir hulle. Nee, ook jy ons kan nie. Nee, moet. Lekker in die kerk. Was lekker dat daar buite. Amen. Alright. So obviously kan jy sien ek is vol vuur. When you're on fire for Jesus and you daai prentjie net gesien van Shadrach, Abednego
If you're on fire for Jesus and you enter the fire, nothing changes. Inteendeel, jy gaan soos hulle uitkom, beter lyk en beter ryk. Dis die woord sê. Die laaste lewende apostel van Paul, die discipel wat hy gemaak het, is ou met die naam van Polycarp. Polycarp was die laaste Christen wat hulle vermoor het in die arena. En hulle sê vir hom, ons gaan jou doodmaak, jy moet hierdie Christus ding los. Hy sê, ek sal nie. Hy sê, okay, ons gaan jou in die brand steek, ons gaan jou vastmaak. Hy sê, the same power that saved me will sustain me. You don't need to worry me. En die vuur was so erg, dat mense in die derde ry het geskroei. En hy staan in daai vuur, maar hy brand nie. En 'n soldaat vat 'n spies en steek hom sy keel. En sy bloed loop uit en blus die vuur. Hy het nie gebrand nie. Dis wie God het ons dien. Hoekom wil mense nie oor hom praat nie? Hoekom is ons so bang om vir die juffrou te sê, wat fout met jou? Kom by die Here uit. Dis van die voorbeelde wat vir ons gelos is in die spoedspore wat ons moet volg in die lesse en die leerplan en daai doktrine en hierdie doktrine en dan maar eens oor dit en ons kom net nooit by Jesus uit nie. Hoekom praat ons nie met Jesus nie? Ek wil nie hoor wat die vyand in jou lewe doen, reg? I don't entertain. Luister, as jy gaan modder gooi, gaan jy grond verloor. Either I'm dead in Christ or my life. As ek dood is, kan ek nie skinder nie, ek kan nie aanstoot vat nie, ek het nie 'n fine flip switch nie, plamme nie. Ek het nie geesgevulde argumente met ongeesgevulde persone nie. Mors dit uit. Ek was eendag in 'n vliegtuig, ek het 'n moslim vriend, ons al van die ouderdom van 15 af. Hulle is Brooklyn Sheikhs. Nou argumenteer ons op die vliegtuig op pad Kaap toe, ek oor Jesus, hy oor Mohammed. En die ou steeds loop na my toe, sê kan jy asseblief op 'n moslim op die vliegtuig moeilikheid soek. Luister, is nie 911 nie, ons is nie in New York nie, ons het net 'n argument. Ons vra tot vir die mense om verskoning, maar die ou reg voor ons draai toe om my sê, julle bly nie beplan nie, ek sê ateïs. Onmiddellik begin ek praat oor wat die Here sê van ateïste. Ek sê, well, my God don't believe in atheists. En nou kap hierdie man hier ons my wat die Koran sê oor unbelievers. Maar hard genoeg wat die ouens kan hoor. Ja, maar meer, ons is altyd groot ouens, is 'n klein mannetjie, maar wat hy hoor, wat ons nou dink. Toe ons in die Kaapland, ons haal ons tasse, toe loop hy na my en Shai toe en hy sê, can I ask you questions? Ja. He says, your God all powerful. Yep. All knowledgeable. Yep. So hoekom verduidelik jy hom en hoekom verdedig jy hom? I had no answers. You see, I wasn't revealing Jesus. I was defending him. Is hy defenseless? I can't defend something that's power. God moet geopenbaar word. Hy kan nie verduidelik word nie. So bid vir plekke waar jy die Here kan openbaar. Hy sal dit vir jou gee. Regte verwysing. As jy net in die pad kom. Jy sal skam voor jy gaan stop het. Nee. Okay. Maar weet jou kinders, jy's 'n Christen. Los dit, jy's fake. As jou buurman nie weet jy dien die Here nie, los dit, jy's fake. As jou baas nie weet jy's 'n Christen nie, los dit, jy's fake. Los dit, daar's genoeg fakers in die kerk. Jy hoef nie op te kom timeshare op 'n Sondagoggend nie. Bly by die huis. Ons het ouens wat vol vuur is, dat ons gaan bid. Ek raas baie in die kerk. Kom. Hoekom het ek al oor bid? Kom ons gaan doen iets. Want dit is wat dit bly, dromers. Die rykste plek in enige dorp is die begrafplaas. Want al het daar duisende ure se idees en geld en planne en niemand het iets aan dit gedoen nie. Want dit sterf van met jou. So kom ons try. Ek beloof jou, try my Jesus vir eendag. As jy hom nie like nie, ek beloof jy die duiwels weer terugvat. Ek guarantee jou. As ons sal 'n lay-by situation doen op my. Right. Try my Jesus een keer. Jy gaan regtig sien wat hy kan doen. Maar ek limit hom nie. Right? Ek bid baie groot gebede. Wat is die punt om vir een kind te bid? Kom ons bid vir Here skool. Ons is hier. Tannie bel my sê vir my, kan jy vir 'n vrou gaan bid? Ja, ek kan. Waar sy sê in Wentworth Hospitaal. Okay. Battery gaan dood.
ek het nie die nommer geskryf nie, ek het nie plak nie, maar ek weet sy lê in die vrouehospitaal. Nee, maar is wel staan trein. Ek sal haar raak bid, dis die vroue sal. Sy moet die ergens wees. Maar so bid ek. En op 'n stand wat sy onder die gang kom, begin hulle die nurse te loop uit, maar hulle trek hulle gesigte en jy kan sien, wat nou hier in hierdie kamer is nie so lekker halal nie. En ek stap en toe sit nou die dame vir wie ek moet kom bid. En toe ek inloop te sê, die Here het my verwerping. En ek vra van voor sy iets kan sê, ek sê, luister kind van God, wie het jou so seer gemaak dat ek dink dis okay om jouself so seer te maak? Sy sê, my man, nou omdat ek nie 'n flying flip switch het nie, klim ek aan daai man se karakter in. Ken hom nie eens nie. Ek sê net van jy gaan na raai wees, die Here gaan jou sien, hy is die enigste man wat jy waardig gee. Ek het klaar geraas het. Sê, verstaan nie, hy het dood gegaan en my gelos. Okay, maar nou moet jy gaan getuig dat as jy 'n awesome man was. Ek sê, ek het nie gestop en hakkel nie. Ek is toen dit draai hom net na die Here toe. Okay, gaan getuig, want daar is vroumense wat nie weet dat so 'n awesome man was nie. Daar is kinders wat nie weet dat so 'n awesome pa was nie, gaan getuig. Ek sê, maar so by the way, is jy al groot gedoop? Sy sê nee. Ek sê, nou gaan ons jy doop. En die hospitaal, dat wat later, doop hom, sit op die bed, gee 'n drukkie, gee my Bybel, stap. 2 weke later is ek in die blaf, stop by die kerk toch, yes, mense druk my en so, ja, ek sal 'n nuwe level van jou gospel. Dis so 'n pastoor wat groet is by die kerk, drukkies en sweeties en borrelwater, hier staat hier die blom van 'n vrou, hey, okie, ek sê, hallo, kind van God, wat sê jy? Sy sê, jy het nie 2 weke nie, ek sê nee, maar ek sal try. Sy sê, ek was in Wentworth Hospitaal. Ek so die kom in die vel, ja, die Here het hom mooi gemaakt. Hy het hom baie mooi gemaakt. Dis nie God wat ek doen. Mense in Durban weet ek bid, hulle weet. As jy soek, ek is om te bid. As jy sien met prostitute praat, ek vra nie vir prys nie, ek soek jou vir Jesus. Alright? Nou bel hierdie ouens my en sê, hoor jy moet hier kom, hier is 'n wit dame, wat in die asblikke lê. Okay, stap af tot daar, so hier lê regtig, hier lê tannie in die asblik en Myers is besig om te eet. Tannie ook, sy is dik geslaan, sy is geperk. En vra vir my moslimvriend, neem my 'n bakkie, ons gaan dit een keer ry. Sy die vrou in die bakkie, maar sy is vrot weg. Kom op Mswanga se strand, en sit ek op die strand van sy, sê, vertel my nou, hoe het ons by hierdie punt gekom? Reg langs ons sit 'n swart familie. En daai vrou is kaalwoord voor, kaalwoord agteroor. Sy klim in hulle karakter en sy sê ek was uitvoerende direkteur by SABC in 1994 het ek my werk verloor teenoor 'n saakman. Ek het hulle begin haat. Ek het my uit my huwelik uitgehaat, uit my werk uitgehaat, uit my finansies uitgehaat. Elke keer as ek myself sou getrek word ek verkrag of verneder deur hulle. Dus en ek klaar gemou net te sê van okay, kom ek vertel jou waar ek was. Klaar met haar gepraat het, sê van nou gaan ek jou doop. Sien jy hierdie see, jy gaan nou daarin en kom uit. Toe ons uitkom met daai swart familie gegaan, vir handdoek gaan koop, klere en kos. Vir 4 ure sit daai pa en trys haar familie. Koop vir haar buskaartjie en sit op die bus, want hy's 'n godsman. Hy het nie aanstoot gevat nie, hy het gesien sy stikken. But he gave grace and he extended the olive branch. 2 jaar later toer ek in Potchefstroom. Calvary Rehab, ja, is my broer, ek wil hier met kom, hier is 'n halfway house per woman. Hier is 'n vrou wat amazing werk doen. Sy vat vrouens wat gepanel is van die straat af en sy, yes, kan jy nie raak, ek dink, yes, dit klink nice, ek staan, wat nie vrou doen moet. Kom maar na huis toe, sit sy. Sy het 'n huis wat oopmaak. Vir vrouens wat gemartel word, sy het 'n span prokureurs, sy soos Daisy van Pink Ladies. Sy het 'n span polismanne, sy het 'n span advokate wat in die middel van die nag sal opstaan om jou te kom beskerm. En dan word hulle gejobtrain, hulle gaan uit, hulle word gekoop, hulle word geleer, hulle vrouens weer waardigheid kom trek. Maar dis die Here wat ons dien. Ek dien 'n God van wonderwerke, soos die wonderwerke. Ek wil nie wonder waar hy werk nie, ek wil dit sien. Amen. So as jy vanoggend hier is, miskien het jy dalk net 'n aanraking en vir varsing nodig en ons kan dalk vir jou bid. Dit sal absoluut 'n voorreg wees om dit vir julle te doen. Want nou net weer gevra vir dit. Want my nou die tyd op Facebook aanval nie. Hy het gevra om vir jou bid. Okay? So ek gaan bid. Dis wat ek doen. Ek bid. Amen. Antie, jy gaan uit wees. Nee. Okay.
is daar nog steeds nie verhaal van my nie. Oké, goeie werk. Maar hoe is Jesus kan? Dis dan familie. Ons noem hom almal vader. Julle nou die rooikop stiefkinders vanoggend. Hi. Julle nou nog wat hy het. Dink jy dis religion wat vrees geskep het, of dink jy dis vrees wat religion geskep het? Daar was genoeg religion toe Jesus op die aarde ongelukkig. So who came first? Like the chicken and the egg. Meeste mense vrees wat hulle nie kan hanteer nie. Ek dink die vrees dat by die sondeval begin, en toe is daar religion geskep. Exactly. So it's a coping mechanism. So ons breek nie religion, ons breek relationship. Groot verskil. Want religion gee vir jou struktuur en dan moet jy straf maak op die struktuur en jy gaan moeg raak, want jy gaan nie al die reëls kan hou nie. En elke ou sit net met nuwe reëls by. Selfs toe Jesus hier geloop het, was die oes al reg. Ons soek arbeiders. Die oes was reg toe die dag toe hy geloop het. Hy is nog steeds ryp. Ons moet net arbeiders kry. Mense wil net nie meer gaan arbeid nie. Weet? Ons wil kerk toe gaan, met die airco moet reg wees, die musiek moet reg wees, die koeldrank wees, om die koffiewinkel wees. Wat het dit met Jesus uitgewerk? Hebreëus was nie die eerste koffiewinkel in die Bybel nie. Hebreëus. So religion kan jou doodmaak. Religion kills. En soveel mense maak dood in die naam van religion. Veral in ons wêreld. Ons lewe in 'n baie siek wêreld en daar's verskillende geloofsstelsels. But there's culture and context and context and culture. As jy nie die kultuur verstaan nie, moenie daar gaan krap nie. In die oomblik dat ek iets kom voorstel wat Jesus die volgende week kan regmaak, want ek nie daar is nie, wat het ek kom doen? Ek het net verwarring gaan saai. So ek moet regtig die Here se stem hoor voor ek optree. Dan gaan sy my soontoe, okay? Jy kan my vra, maar ek het die reg om nee te sê. Ek het die reg om nee te sê. Dit is nie dat ek nie daar wil wees nie, ek like nie wat jy doen met jou skape nie. Maar dit is nie jou skape nie, nommer 1. So die ou kerk memoreer oor die nuwe kerk en die nuwe kerk skinder oor die ou kerk en dis waar ons is, Rimtomtali. Ek is op die Interfaith Council, die average kerk in Suid-Afrika groei met 5 lede 'n jaar. Maar ons is dan 70% Christelik wees. Weet nie waar mense is nie. Maar gewoonlik dan bring hulle vir jou die regte manne en vrouens van God af van Amerika af, jy weet. Hulle die real deal. Jy skep die verwagting, jy. En jy het nie jou salwing gesoek nie. Jou bankie en daai, nee, jy skep die atmosfeer deur jou verwagting. Jy kom, jy's rus, jy het die kaartjie gaan boek, jy praat vir weke oor dit, jy bid daaroor en dit gaan awesome wees en jy verklaar en verklaar. Maar as jy sonder van kerk toe kom klaar jy by die pastoor. Bid net Here dat hierdie vyand uit my lewe kom. Hou fake wees, so wie gaan hy tafel voorberei as hy jou vyand verlei. Hy wil hê jy moet so arrogant wees dat jy vir jou vyand sit. Kom sit hierso, kanker, dat ek jou lewende woord gee. Voer jou vyande. Dis wat die woord sê. Hoekom voer ons hom nie? Ons het dan lewende woorde. Mis ek julle. So, kan jy vyande uit jou lewe bid, legally? Het jy die reg om dit te doen? Ja? Ja. Voel het. Lees in Psalm 109. Dood het. Vry meestelaar, verlaf daai. Hulle pleeg selfmoord by die dosyne. Dis Psalm 109. Ek sal nou weer terugkom so toe. Ekskuus, ek vergeet die rekord. Daar is soveel skrifte wat jy kan opstaan, wat jy toepas. Be according to your faith. As jy dit glo, dan gaan dit gebeur. Want as dit die wil van die Vader is en is neergeskryf, dat jy twee getuies, die Vader en die Seun het dit gesê. Dit moet gebeur. Ek gee nie om of jy sien of ryk of voel nie. Jou sintuie het niks met dit te doen nie. Die woord van God. Jy sal in lyn kom. When I pray, heaven agrees, hell obeys. It's a kingdom thing. Right? Ons het vanoggend gepraat oor humiliteit. Jesus se humbleness en die hele wêreld op sy kop gekry. To rule and authority of humbleness. En nie tierlantynkie is en loop rond met hierdie plakkaat of dit is nie. Ek deliver mense so vinnig in die kerk, mense kom nie agter ons op deliverance nie. Maar as jy self tot ook 'n danser was, as al feit is onder 'n minuut by die ou die klap uit wees. Moenie goed opsteur nie.
Want die ouens is gesyp. So, kom ons vat die ou gou uit, gee hom buite pak, niemand gehoor nie. So ek, terwyl ek bid, deliver kom uit, jy saggies ingekom soos dit diep in die dag, jy gaan nie perform en spoeg en kots en, nee. Sjoes, jy saggies ingekom, saggies uit, dan gaan jy. Ek het nou tyd vir jou draad werk nie. Want in die begin het ek nie die goed geweet nie, maar ek het hierdie baard het meer mense kots en gehad as wat jy besef. Want elke demoon het besluit hulle wil op my kots. Okay, I'm still here. I just figure out, nee, you don't. Okay. Ja, my pa se huis, op korter mense hierdie. En my vrou kan nie kort aanhou nie. En met sy middag toe. Alles is mop. Ek bid, ja daar is strale. Maar jy sien mense wat jy nie leer nie, die selfde mense wat vir jou hande klap as jy swanger is. Wanneer jou babietjie gebore word. Eerste keer, eerste skoolkompetisie. Die konnek wat jy besigheid op begin, dan nee, die mos het tyd. Julle het my net nog geheer, nou is ek zero. Maar as jou mind renewed is, dan jy 'n nuwe konsep van hoe groot jou God is. Alles waarop ons nou sit, alles waarna ons nou beweeg, kom met sy mond uit. Dis net sy mond. Hoe groot is God? Hulle kan al die technology gebruik, nog vir die paar volgende 300-400 jaar, ek weet nie hoe lang we gaan nie. Daai telescopes gaan nog steeds nie die einde van die universe kry nie. Universe, one sentence, B. Nou wil jy omtel, op sondagoggend, rarig. Ja, julle, waar was jy? Waar was jy? Hy het vir jou gesê, waar was jy? Toe ek gesê vir die see, tot hier in die verde. Waar was jy? Toe ek die berg in die dal. Waar was jy? Staan op, trek jy broek op, wees my so groot man. Teen my min, Maria. Dit is baie maklik om God te blameer vir iets wat die duivel doen. Hoekom blameer ons nie net die duivel nie? Alright? Bly man. Quote my, asseblief, en weet julle gaan my aanval, it's never gonna change. Quote my, ook hier voor jy sê, die duivel is om of in die trust. Ek bly by die berg, jy weet waar ek bly. Hy het al genoeg by my ingebreek, laas jaar het ons 19 inbrake gehad. Maar God will replace it. It's not gonna run empty. Amen. Jy sien, ek kan aanstoot wat hy sê, Jesus, wat het ek nou verkeerd gedoen, Here? Hoekom breek hulle by my in? Ek staan 'n godsman. Hoekom nie by my nie? Ek bly langs die ou huis. We gaan of my binbreek of by die ou tannie langs. Ons die ou tannie se keer met Tatana daar, sy sal daar wees. Vat die nuwe TV. Ek het net vir die Here gesê, ek wil ten minste net een aansit. Dis nie die ding werk. Want elke keer vat hulle hom in die boks. Hy is nog nie eens uit die boks nie, dan gaan. En elke keer as hy tyd kom net 300 of 400 rand kontant. Die ouens hardloop uit hulle geld uit in my hart. Andreas, ja, ek het nie daai probleem nie. Ek weet nie waar ons bring nie. That's awesome. Die Here is awesome. Amen. Okay. So dit is woord en brood. Wie wil die getuie hoor? Amen. Amen. Ken julle my getuie? Ja, Okay. For the sake of the gospel. 1.934.673 keer. Ek hou rekord. God is good. And then you wonder why you went there. Julle ken nou getuie so goed, julle kan dit self gee. Reg, in die derde persoon. Dit is Goufer. Dit was hy. Obviously was ek nie altyd die seun van God nie. Ek was die padbuister. Wie vertel, moenie aanstoot vat nie, ek praat oor my lewe. Ek gaan oor 'n denominasie praat. Ek is nie kwaad vir die kerk nie, baie lief vir die kerk, weet wat 'n prys die Here betaal vir die kerk. Ek praat oor my lewe. Dit oké. So, dit gaan rofrak. Sit jou seatbelt aan, hier kom dit. Okay. Maar jy het nog nooit so baster mense in jou lewe gesien as hierdie nie. Ek beloof jy het nog nooit 'n Christen soos ek ontmoet nie. Ek soek self een soos myne. Dat ek net kan weet hoe ek.
Is arm gebore, ek is die jongste van 8 kinders. En my son, Miss Cathy, Circumstance. In order, brother. Ons was in Fouries van Fouriestraat. My ma was 'n nurse, my pa was 'n alkoholist, my pa het my ma ook aangerand. My ma, omdat sy nurse is, ons boks by die Rode Poort op die Witpoort, het al mekaar en kom na my ma toe en sy bachelor op. So ek het in 'n huis groot geword van geweld as 'n kultuur. Dit was altyd bloed en bloue. Dis 'n kultuur. En Jimmy Abbott was my buurman. En my pa het 'n aanranding gekry by Jimmy weg. Almal was bang vir Jimmy. Op die laerskool het ek net besluit, kyk, ek is regtig demonies gebore. Ek was 2 weke vroeg gebore, my ma kom in die inhou nie. Hoe die wêreld my wil inhou, weet ek nie. My ma het my gifing gegee toe ek 2 jaar is, my pa het my gifing gegee toe ek 3 jaar is. So ek het hierdie toksiese lewer my hele lewe. En hoe kwaad met jou ma en pa vir wees, jy op 'n 3-jarige ouderdom gifing wil gee en uithaal. Praat van verwerking, nee. Come on. Ek was te arm om Holbusters te koop, ek het die katte so uitgaan met die teelepel. Dit was my maats. Ouderdom van 7 het ek my sussie geskiet in die huis afgebring. Voor ek 8 was, het my ma my 2 keer by die weeshuis gewas en my pa 2 keer. En ek was 'n groot luikte, ek was allergies vir my ma se melk, te gee vir my kondensmelk en water. So ek het 84 en stand met 4 geweeg. My bynaam was Jellyfish. Maar het geweier om arm groot te word. My ma by die oude huis gebly. Gewerk. Dan gaan ek by die oude huis en vat ek die kopluister en verkoop ek by die skool vir 20 cent vir 2. Jy wys vir die juffrou jy kopluister, jy kry 2 weke af. Dan kan jy die kopluister terug. As jy seentjies gaan na die hare sny, en mamma sê jaartjies uit kan jy dogtertjies. Maar het geweier om arm groot te word. Ek het koper in die 70 gesteel, hierdie ouens ding nou is kos. Jy lyk, jy's dekades laat. I'll figure it out. Ek kon op laerskool my ouers se huur betaal. Ek kon steel. Wat is oor die hele koste, jy weet. My ma het die beste gedoen met wat sy het, ek het al vergewe. Maar dit is verskriklike kindermishandeling om vir 'n kind 'n maat op sy brood te gee. Moenie. Dis vrou, eerste pouse. En toe ons klein was, het ons die heel gram brood gehad, en al die breinbrood gemaak, en al die witbrood gemaak, en al die rabbies wat brood gemaak vir die armes. Jy kan warm boter op omsit en val uit mekaar. En dit het jy nie keer 'n week nie. My ma die oorskietkos van die tafels by die oude huis gevat, dan kook sy vir ons sop. So jy kon 'n eier in die sop kry en 'n halwe stukkie toast en dit was voorbereiding vir tronkos blykbaar. Maar ek het net geweier om arm groot te word. As jy langs my kom sit en jy het 'n toebroodjie wit korsies afgesny, kaas en panini op en daar's 'n chomp en 'n smaakie, was 2 oue by die hoof as ek hy kos van. So. Bring. Ek is in elk geval groter as jy. Ek was 'n amazing bully. Standaard 5 het my ma en pa besluit dat hulle profetiseer van mekaar af. My pa kry vir my instant family. Ek erf 4 broers wat water push-ups doen. Kan niks in my pa se oë verkeerd doen nie. Want hy het dik lyk nie en elke dag in die hoofse kantoor is. En ek besluit, hoe kan jy jou eie kind weg? Ja, ek's vet, ja, ek's stout, ja, alles. Hoe gooi jy jou kind weg? Wat so voorbeeld was hy vir my? Nou gaan maak jy 'n ander kind. Jy maak nou ander mense kinders groot. Hoe werk dit? My ma so 'n klein dingetjie, ek trek saam met hom na Natal toe, Mandini. Sy is 'n industriële verpleegster. My ma woeker met haar talente. Partykeer het 3 paas 'n week. Partykeer het ek hier sy pa se naam gekry nie. Hallo. Ja, hulle ben. Okay. Thank you. My ma het gesê, my ma kon 85 meter omdrank raak. My ma het totaal gebid voordat al was. Maar so kom my ma radikaal tot bekering op pastoor Jan de Wet se types. Weet nie of hy maar nog lewe nie. Ek glo hy doen. Pastoor Jan de Wet. Die hele jongens wat nie weet wat dis nie, dis rewind. Jy sit die potlood in die tyd en die rewind knop het eers gegaan. En die tyd was al redelik uitgereik toe my ma hom gekry het. My ma gee 'n lewe vir Jesus. Sy raak verlief op die NG Kerk dominee wat getroud is
En sy en die dominee het 'n vurige verhouding. Sondagoggend, halleluja, prys die Here, Sondag aand, halleluja, prys die Here, Woensdag aand, halleluja, prys die Here. Deur die week sy prys in my ma se nou in die hospitaal. Ouderdom van 13 en 'n half, standaard 6, slaan daai ou my mekaar en verkrag my breed. Ek is deur 'n NG Kerk dominee verkrag. Ek het net daar begin, Jesus hart met 'n passie. Ja, ek stout, ja, ek het nie 'n pa nie. Ja, al hierdie goed gebeur met my. Maar Jesus, hoe kan jy dit doen? Daar's nie 'n seep in hierdie wêreld wat jou kan skoon was van die reuk van die hande wat jy moet vertrou nie. Daar's 'n bloed, maar niemand wil met my deel nie. So ek het gaan leer om te beklei, en ek het besluit, ek sal nooit weer toelaat dat iemand so naby my kom nie, of my so aanraak nie. Ek gaan nie breek. Ek het spring op klere in 3 verskillende dissiplines, ek kan beklei. Inteendeel, ek sal vir jou ouers gesê, ek sou jammer net wel weer gaan in die tweede plek. Jy nie my naam gesien daar nie, ek het jou laas week gewen, nou kom jy weer, nou gaan jy seker. Standaard 8 dat hulle my baie mooi gevra om die skool te verlaat. Moenie terugkom nie. Maar my Here het so slim vir jou, maar ek staan in mams en tyd in. Ou skreeu van agter die bid al, hy vir u, kyk om, ons my skoolhoof. Hy sê, ons is nog nooit by my kind te skors nie, maar jy. Ek sê, ek kan nie nou klippe gooi nie, mis nie. Hy sê, ek wil jy in my dood. Dankie, ek vat het. Die Here het 'n plan, hy weet. Amen. Ek word 16 op die straat in Durban. Ek hoor of ouens by die ATM's. Man het so brakkie sakkie, fanny pack, wat ook die ding genoem het. Movie sakkie. Fanny pack, né? Moonbag, daar's hy. Maar as hy daai moonbag het, dan moet iets van waarde daar binne wees. So, ek gaan jou roof, en ek gaan jou skoene en jou belt op te vat, want ek moet survive. My lightning fast mind sê ook, dis apartheid jy met die matriek kry. Ek pleeg bedrog, maak myself 18 op papier skryf in die Natalse Technikon en gaan my N3 doen. Nice. So ek gaan boks in 2 in die oggend nou, of ek doen Kanishokai, ek was die jongste gekwalifiseerde Kanishokai fighter in Suid-Afrika. Ek het 11 wêreldtitels gefight. Maar ek gaan een of ander dissipline doen, dan gaan werk ek as 'n waiter, dan gaan ek Technikon toe, dan gaan doen ek een of ander sport, en dan gaan werk ek as 'n waiter. Vir R2 op skof, plus tips. Stupid geld in 1984. Stupid geld. R2 wat in note gekom, so blauwetjie. Een van die headchefs se seuns was saam met die fight club, en die headchef kom nou met, hy sê, een van die chefs het seer gekry, en hy wil 'n bietjie kom room service maak. Hoeveel gaan julle my betaal? Want dit is die waiters werk nie. Hy sê R4 op skof, plus tips, By 30ste verdieping van hierdie hotel Maharani was daar 'n nagklub in die naam van Rifles, waar ek moes Jackie ontmoet het. Sy het my getrou vir my geld. En ek het haar in tande gehad. Daai nagklub, ek moet kos opvat. Nou moet ek mooi praat, want ons is nou in Tshwane, maar kyk hoe windgat het sy. Vat die kos op en die lift maak oop, daar's 4 ouens wat bly, 2 bouncers en 2 rugby spelers van die Blou Bulle, af. Ek weet nie dis Blou Bulle, nie? Ek weet nie, daar's 4 ouens tussen my en my pyp. Ek gee al 4 ouens pak, die night manager like my so kwaai maak met die head bouncer. 16 jaar oud, R45 aan, sê 318 sal ek aan hom kom. Talk about rule. Een ander is ek besig om 'n ou se kop te spring. En die Indiaan wat met my en hy sê, "Hey, I like the way you fight, boy." Boy. Dis nie? Hy sê, "I like the way you fight, boy." Boy my nog een keer. I did. I said, "We've got a language barrier. We've got something, not your boy." Hy sê, "Ek sal jou R100 gee vir elke ou wat jy pak gee." Hy sê, "Luister hier, ek slaan 15 ouens aan die vir R45. Jy wil my R100 gee vir elkeen." Hy sê, "Ja." "Hoeveel ouens kan ons daar pak gee?" Hy sê, "Soveel as jy kan inpas." "Wat sou werk doen jy?" Hy sê, "Ek's 'n gangster." "Wat is dit?" Wow. Julle gaan my betaal vir wat ek like om te doen anyway. Julle gaan vir my 'n familie woon. Yep. Julle seker julle gaan my betaal. Yep. Okay. Amen. Nou R100 het R1000 geword, R1000 in 2008, net so.
En so stel hulle vir my voor, as jy nou regtig kragtiger wil wees in groter grondgebiede, moet jy jou nommer gaan optel. Dis wanneer in die wêreld jy nie wil hê, sal die bende jou vat. En die nommer gee jou identiteit, wat baie diep is. 2 maande voor ek 17 word, pleeg ek my eerste moord. Die dominee gaan vermoor wat my verkragt. Ek het nie beter gevoel nie, ek het nie verligting gekry nie, ek het net verslaaf geraak. Word gestraf, trou my vrou in die tronk, doen 12 jaar, na 12 jaar kom ek uit, en got inducted into the Young Americans, 26,000 lede, ek is die jongste warlord in die land, ek het 400 soldaten wat onder my werk, en elkeen het 50 tot 80 members onder hom. That's my rule. Ek is so verslaaf van drank, drink 1 liter 'n dag, kasliters vir 'n naweek. 7,000 rand se kokain hier in die eerste week, maklik. Want ek is stikkend, en niemand wil my help nie. Niemand wil my help nie. Niemand kan my sê hierdie geld wat in my was is Jesus nie. Jy kan hom met niks volmaak nie. Ek is so verslaaf van prostituut, ek het 81 vir 2 skofte dag vir my werk. Elke vrou betaal my 600 rand om vir my te werk. Ek gaan jou liggaam 25 keer 'n dag verkoop minimum. As dit nie 25 is, nie skuld jy my. Right? Pornografie, 10,000 movies 'n dag gemaak. Vat 160,000 rand 'n dag huis toe op die hoogte van my empire. Elke dag is ek brouk. By 10 uur moet ek iemand roof om geld te kry om sigarette te koop. Vanaand het ek weer daai selfde geld. Ek het 'n miljonair geword in die tronk. Ek het 500,000 rand 'n maand verdien in die tronk. I'm really good. Maar ek was so siek. Ek het 2 Bybels in die tronk uitgewerk. Spreuke was die beste, ek kon 3 versies lees voor die son was. En as Christen dat daar is, geef my daai hele boek van Handelinge. Ek ook 'n bietjie toilet. Ja, ek het ons geslaap het in die bed, ons was 'n pastoor wat sy vrou vermoor het. So my mind is dit, jy het elkaar seentjies slaan vrouens, maak vrouens dood. Jy wil hier kom praat oor die Jesus wat ek nooit gaan ontmoet nie, ek soek hom in die af van my. Maar toe ek in Polsmoor sit, hulle het 'n ertjie stop. Ek weet ek stap volgende Here sou wat in die tronk was nie, maar ek het nog tronk gedoen vir jou. Dit is op my leibaai, ek geniet dit. Sit ek en hulle het so ertjie stop. Jy kan karre knap met daai ding. As hulle net vir ons 'n resep gee, dan is nie COVID gehad nie. Jy drink daai sop, jy sal nie kanker kry nie. Dan is hierdie groot ertjie ding daai babbel, maar ons sit ou met 'n lamb chop kyk. Sê bra, hoe kan jy hierdie kos? Hy sê is oor my geloof. Wat is dit? Hy sê ek's 'n moslim. Vertel my meer. Wow. I joined because of the child. Hulle kos was lekkerder en dit was my makliker om 5 keer 'n dag op my knie te gaan en oos te bid vir 'n God wat nie 'n lewende seun het wat sy naam nie Jesus Christus is nie. Ek en Mohammed dan dien nie dieselfde God nie. Daar's nie 'n millennium van sonde nie. Myne het 'n lewende seun, sy naam is Jesus Christus. Jy het nie 'n lewende seun nie Jesus Christus nie. So, in dieselfde God. Maar dit was vir my makliker om dit te doen as om Christen te wees. En wat doen Christene? Verkrag kindertjies, slaan vrouens, slaan ou tannies, steel die kerk se geld. En ek myself so opgebou, alles stukke gemaak, ek het 'n kind gehad by 'n vrou, bouncers by my eendag, hulle sê sy, die kind lê agter in die kar, sy is in 'n ladies night, ek jaag haar waar af, om wil haar gaan vang, sy jaag vir my weg af, vir ongeluk dood, sy my kind dood. Ek het nie eens 'n traan gestort nie. Toe Jean-Pierre dood is, my nie geplan nie. Maar ek het 'n klomp Russiese prostituie ingevoer. Sorry Miss Jackie, I'm talking about life. En ek raak verlief op 'n Russiese prostituie. Sy was 'n powerlifter, sy het muscles gehad waarvoor vroumense nie plek het nie. En ek en sy het 'n heavy ding in die gang. Ek betaal mense om my vrou te vermoor. Hulle verongeluk dood op pad om haar te vermoor. Hier nog 2 hier soldate. Hulle word gevang. Want ek wil haar die pad haal, want die begrafenis is baie goedkoper en meer betroubaar as 'n skeidsmaak. So ek wil haar doodmaak. Maar sy het Jesus in haar. My vrou die Heilige Gees in haar.
Ek het die laaste aand self probeer doodmaak, ek het my op die grond gehad, my knie gesin na rug, ek het op hare teruggetrek om haar keel af te sny. Toe breek my mes se lem teen haar keel. En ek voel of iemand my met die hele bus slaan. Was nog nooit so hard in my lewe geslaan nie. Maar ek was uit. Was ek kon bid. Sien ek sê produk van 'n vrou wat gebid het. Van 'n man wat sy wou hê. En die man wat sy gekry het nie. Hierdie katoliek het vir my gebid. Die eerste mens wat ek na Jesus toe gelei het, was daai vrou. Jy moet hierdie Jesus dien. Ons soek hier aan. Maar ek het 'n meisietjie gehad by hierdie prostituut. En ek het haar afgehad. Sy was absoluut die mooiste kind, die mooiste geaardheid, appel vir my oog. Op businessiebende in die Wesrand kom my nie uithaal nie, en het my kind ontvoer, en vir 8 dae moes ek luister hoe haar vir krag en breek. Met al my geld, met al my soldate, met al my empire, kon ek nie my kind red nie. By 8ste dag het ek die eienaar van die bende gebel en gesê, ek soek haar nie terug nie. Ek sal jou nooit daai krag toelaat, en dood gesê dat hy my kind gedoen nie. Hou haar. Jy het nie tyd nie, ek het al die tyd in die wêreld, al van jou. Toe kap hulle op in 11 stukke en sit hulle 'n stuk by my steur. En my dogter is vermoor met haar pa Arabies, sy het nie ons gehad nie. My kinders is dood, as gevolg van wie ek is. My voetspore is in die aarde geruk, as gevolg van wie ek is. Ek kan niemand blameer nie. Me, myself and I, die false trinity. Me, myself and I. Niemand het Jesus met my gedeel nie. Toe my kind begrawe, sê daai vrou vir my, ons moet na kerk toe gaan. Ek sê, ek gaan nie 'n katholieke kerk toe nie, ek gaan nie na binne van my. Ons gaan na 'n baie bekende kerk toe, hulle noem hulle seeker sensitive churches. Dit is baie versigtig met wie hulle Jesus deel. 7:15 voor die eerste worship liedjie loop hulle my vrou die kerk, ek nie welkom nie. Ok. Nou val ons die kerk aan. Ek het daai kerk bly roof, as hulle oop is, roof ek hulle. Christene is dom, hulle trek al die groceries aan van hulle kerk. Nice watch, nice bling, lekker oorbelle, roof hulle. Maak 'n spektakel van hierdie kerk. Elke keer as daai kerk se deure oop is, het hulle geroof. Ek het aangehou, tot hulle daai kerk se deure toegemaak het. Want dankie Here, Jesus was nooit daar nie. Hierdie Jesus wat ek dien, was nie in daai kerk nie. Ek kan jou dit 'n brief gee. Die enigste ding wat braaf genoeg was om my aan te val, was my hart. 17 April 2016, sterfdag van 'n massiewe hartaanval vir 90 minute. Die bloed het al geakkumuleer in die onderkant van my liggaam, blaas het gegaan, ek doen dit. Ek het 'n buiteliggaamlike ervaring, agter my is 'n afgrond van niks, daar's vrees, daar's nie klomp nie, daar's nie lig nie, ek het heeltyd gevoel ek kan in dit instap en niks word nie. Ek wou nie daar wees nie, ek wou nie hier wees nie, ek hoor my vrou oor my lijkbits vir 'n man wat ek nie ken nie, ek hoor my vriende grappe maak oor die bende gaan opsplit, hoe hulle haar gaan vermoor, ek hoor die polisieman grappe maak met die 2 maaggat ouens wat my lijk met dra, want ek weeg 220 kg, ek is so verslaaf van heroïne, en kokaine, en drugs, dit kom deur my vel, ek is vrot. Ek het nie 'n Bybel nie, ek het 'n Koran, ek is dood. Obviously as jy na my lewe luister, dan sê jy weet ek nie Steve of my musiek by mekaar gemaak nie. Ons is nou tyd, maar vir my musiek was net so stukkend soos ek. Thank you Jesus. Amper dan. So nog 'n keer oorgaan. My in die agtergrond, ergens moes ek die liedjie gehoor het, was Steve Hofmeyer as David praat. Die liedjie se naam is The Hand Upon My Shoulder. Goeie idee, luister hom, baie awesome song. Maar hy sê die woorde, The Lord is my shepherd, I shall desire none, David said. Dit was genoeg vir my om gered te word. Ek was dood, ek was 'n moslim, ek het mense doodgemaak, vrouens verkrag, ek was 'n rubbish. Maar dit was genoeg vir Jesus Christus, net vir my om te erken, jy is my herder. En die mooiste, vreeseniaanste,
kragtigste, passievolste stem het deur my liggaam gepraat. As jy woorde kan proe, dis hoe woorde proe. As jy woorde kan voel, dis hoe woorde voel. As jy woorde kan wees, dis hoe dit is. Dis 'n heilige stem. Ek wens elke Christen kind kan daai stem hoor voor hulle by die hemel kom. En daai stem het gesê, jy sal nie nou die dood sien nie. You shall not want death. Now. Ek dog ek is lucky. Allah was good to me. Ek het opgestaan, dop gegooi en aangehou party tot 6:00 in die oggend. Dis al wat ek ken. Opgestaan in die oggend vir my 'n dik sappie ingegooi, sigarette aangesteek, my vrou het my as jy pad byste. Blinde op 'n fiets weer dit. Sy sê jy het gisterand gevrek. Ja. Maar nou wil jy drink. Ja. Ek drink al vir jare, elke breakfast, dit het nog nooit verander nie. Eerste liter met in voor 4:00 vanmiddag. Ek werk om te doen. Hy slukkie vat nou. Toe is ek aan 'n ander mout. My hele lewe speel vir my af soos 'n movie. Ek lê in vrot in die bed. Mis Jackie en my buurvrou het gekom en was hulle my, want ek is besig om dood te gaan, ek is vrot. En ek sien net al hierdie wreedheid in my lewe en alles wat ek gedoen het. En elke nou en dan sal so sagte handjie wat my terugtrek en terugtrek en terugtrek. My pad was sendeling geword as gevolg van my sonde. My pad die Here gaan soek, want niks kan help nie. Amen. My pa vind uit ek het 'n hartaanval gehad, ek praat 18 jaar nie met hom nie. En hy bel my vir hy sê, kry hom by die evangelist. My pa moes 'n rugoperasie kry, hy sit in Nelspruit. Hy begin dominees bel, hy sê, ek gaan nie vir 'n rugoperasie nie, die Here kan my genees. Hy kom by Carrie Blykheid in Texas. Carrie Blykheid het ek 2 healing technicians in Suid-Afrika. Mark Ellis en Kevin Peters. Hier is hulle nommers. Mark Ellis antwoord die foon, hy is 'n groot huis as ek, my pa is 72. Hy kap my pa, hey bro. En my pa het gril. Hy sê, ek sal deur die derme toe dat jy net my bid. I'll pray for you on the phone, bro. Toe sê my pa, kyk bid. Die Here maak hom genees. Sy rug is nou nog. My sê, dis 'n kind wat sy die tyd in die Here geken het. Het was 'n seun van God. Dat is nie 'n Christen nie, dit was 'n seun van God. Big difference. Ek weet nie wat sy evangelist is, blykbaar 'n ewige las. Jy het aan mense se laste. Ja. Weet jy, hoe maklik so special, nie? Jou wonde bly rou sodat ander mense kan genees. Amen. Dis my pakkie. I like it. Ek stap na hy ou se huis toe deur die graadsloop. Daar sy vrou en sy ma en sy skoonma die kinders uit die huis uit. Hierdie ou is gebore in die gospel. Hy was 'n produk van gebed. By ouderdom van 4 het hy vir wonderwerke gebid. Ek sit in sy huis. En hy lees hierdie boek en ek dink, hoekom skreeu hierdie ou op my? Weet jy nie wie sê nie? Kom ek vertel wie ek is. Al my sondes kom uit teenoor hierdie vreemde mense en ek dink, wat die hel is besig om te gebeur? En hy bly hierdie boeke lees en hy bly sê, dit is 'n awesome boek, dit is 'n awesome boek. En ek, bid jy net vir my, ek gaan volgende week 2 gangsters uithaal en hulle territory oorvat. Ek is besig om die grootste bordeel en sy het 'n haal vir hom te bou. Bid jy net vir die hart, ek sal self in die gewig werk, relax. Maar hy luister nie, hy bly net lees uit hierdie boek. Toe skop ek maar sy joint uit. Lekker groot TV, weet wat daai TV vanaand gewees, hier is nie honde nie, hier is nie elektrisiteit nie, hier is nie heininge nie. Dis hoekom dat jy Christen nou hoof. Hier is net hier. Okay, daar's computers op, lekker. Alright, kroeg gaan jou vanaand kom kuier. En ewe skielik staan hy op, hy sê, I'm gonna pray for you, bro. Okay. Hy sê hy sagte handjies op my. In 2 minute breek die Here elke addiksie. Alles. Al my verslawings weg. Nuwe lewer, nuwe pankreas, nuwe longe. Nooit weer gerook nie, nooit weer dop gevat nie. Niks. Miskien jy moet met my raas hier ons het gaan nagmaal doen dan by daai mense in Springs. Ek sê ek wil nie nagmaal doen met wyn nie. Ek was 'n syptop toe die Here my ontmoet het. Sy sê moenie vrees nie. Ek sê ek nie vrees nie, jy gaan bid, maar net weet, ek was al gerus toe die Here my ontmoet het. Ek is vry. Ek het regtig gedink ek is dood, want jy kan nie so goed voel sonder drugs nie. Jy kan nie so lig wees nie. Jy kan nie so happy wees met lewe nie. Ek is nie dronk nie, ek het nie drugs nodig nie, ek is net... Ek ry huis toe, ek kan proe. Nie is waar, alles waar. En ek staan voor Miss Jackie en sy begin huil. Sê wat vir, sy sê die Here het jou kleur van jou oë verander.
Sê, wat bedoel jy? Sy sê, kyk al jou foto's, jou oë is pikswart, jou hele lewe. Ek lyk nou vir volblou. Hulle is nog nie heeltemal blou nie, ek het nou so groenblou, maar by die einde van hierdie jaar gaan hulle blou wees. Ek staan elke oggend, dankie Here vir my blou oë. My ma blou oë, my pa blou oë, so ek my blou oë nie. Hierdie groen moet gaan. Ek baie bly vir die groenblou, maar by die einde van die jaar, my mikpunt is blou. Sy sê, maar dis nie al die Here het jou stem verander. Wat doen jy? Bel my pa. Hy pa. Hy sê, wie praat? Ek sê, is jou seun Okkert? Dan dink ek het jou Jesus ontmoet. Hy sê, ja, as Okkert klaar grappig gemaak, ek geef nie voor. Bel my sussie, hoog op Christen. So hoorie, wie praat? Ek sê, is jou broer Okkert. Sy sê, as Okkert klaar grappig gemaak, ek geef nie voor. Bel haar dochter. Wie praat? Ok, dis dinge weer. Hier is groot fout. My stemme nou verander, oë het verander. Ek moet gaan geld insamel, ek kan nie kwaad word nie. Kom ek op by die huis. Dan sê ek vir, you need it more than me. Bless you. Kom ek by die huis en vra Miss Jackie, wat is die geld? Dan sê ek, luister, ek bless hulle. Sy sê, ek sê katholiek, wat wil jy bless? Ek sê, try it, dis awesome. Dis amazing. So begin my stap in die gospel. Niemand kan my help nie, daar's nie 'n pastoor wat my kan help nie, daar's niemand wat my kan bid nie. Daar's nie 'n voorbeeld van hulle nie. So ek het in die biblioteek gaan sit en boekies lees oor generale van geloof, Smith Wigglesworth, Catherine Kuhlman, Benny Hinn, al hulle boeke gelees. Eers 'n hele prentjie gekry en toe gaan soek ek Here. Ek wou gehad dat hulle met my groot doop, hulle die see gebruik, baie soutwater nodig gehad. Ek en Miss Jackie saam. Tweede week toe trou ek al voor die Here, want as het in Landros getrou die eerste keer. Met pastoor gebel, sê, trou my, ek kom nou na die huis toe, ring ek eens aan, troud, tot ons gaan tot white. Lekker, dit was ons eerste tyd in die gospel. Amen. Van die tyd wat die Here my geraak het tot my eerste dode opwekking in die AGS is 3 maande. Ek was besig om hierdie awesome getuie te gee, ek besluit die kos dat hy gaan dood van hartaanval. Ek het gedog is ongeskik. Hoor jy Tannie, wat is jou man se naam? Oom Koos. Wat jy oom wil noem? Oom Koos, word wakker, kom, ons het reg doen. Kom. Breathe! Oom Koos, neem nou. Ek het nie 'n skaamkop nie. Ek gaan vir jou bid. Moenie my met nooit meer begrafnis te doen nie. Tot by die graf gaan ek probeer om jou wakker te maak. Ek het nie 'n probleem om my naam gehad te maak vir Jesus nie, hoor. Regtig nie. Because 1 Corinthians 1 verse 27, I'll use the foolish things of this world to shame the wise. The despised things of the world, the things that are not. So, arm familie vra my om die kind gaan begrawe. Ek sê, ons moet gaan 6.000 rand. So kan jy hom gaan salf? Ja, salf. Ek is besig om vir hom te bid, kleur verander, mondjie maak oop, ek kan sweet, ek oké, die ou is kaal, wat het ek in my kar? Dan gaan hom nou na huis toe vat. Maar die vriend wat die Alexis sê, hy weet wat ek doen. Hy sê, oké, hy word nie wakker, hy is nie besig om te defrost. Okay. Thank you. Bye-bye. See you tomorrow. Ek kry nie skaam nie. Wat gaan jy met my doen? Ek sê skaam nie. Amen. Hierdie stap wat ek gevat het so met Jesus, het baie gou weer geword. Want die getuie is baie kragtig en hy is gesalf. Ek kan enige plek in die wêreld gaan. My getuie sal trek. Ek kan in enige tronk preek. Hy is geregistreer in 51 lande, saam met julle. En met julle sommer nou hier was nou deel van die span. Jy nou moet gaan doen. En 'n bid vir finances. Jy ook, Kato. Jy is daar amper jare pastoor. As ons net toelaat dat Jesus kan doen wat hy doen, want ons baie meer oorwinnings nie. Die oomblik as hy negatiewe nuus jou tref, en sê, I cancel you in the name of Jesus. I choose to speak life. Jou verslag is ek het kanker. I don't believe you. My report is by his wounds I've been healed. Ek kom met baie gou in vergelyking. Ek hoor jou duiwel. Okay, jy is dik. No, it's always better than a big screen. Wat is jou probleem? Weet jy, kom, mense koop nie vir my kos nie, so waarom waar my pens dik is. Ek het al die hele Justin Bieber verloor, check. It was 220, I'm 160, I'm going. Ek vas net baie. Kom in.
Ons stap nou hierdie paadjie 8 jaar so met Jesus en 8 jaar het die Here vir ons soveel deure oopgemaak en soveel opportunities gegee. Maar die wonderwerke en die genesings wat ons deurgaan is astronomies. En ek weet baie bedienings wil ons pause en hulle probeer ons gereeld onder hulle vaandel kry. No one happened. Because you weren't there for me when I was broken. Don't come now when it's going good. Alright? Ek het 'n probleem as jy gesag oor my wat ek toepas en jy dit nie verdien nie. I don't know you. Nie net aan op my nie. Ek hoor hoe jou hart is. Praat jy oor die Here, wat? Pastoor is werk. Dis 'n titel wat hy eintlik wil hê, nee. Hoe kan die minste hier sal daar wees as ek die meeste sê? Dan kan ek baie dae gewees. Amen. Ek dien hierdie awesome God se naam is Jesus Christus. Hy doen nog steeds wonderwerke, hy red nog steeds hierdie. Hy wil jou aanraak vanoggend. Hy het ons gestuur om vir jou te kom bid. Ons het 'n amazing span wat bid. As hulle by my gebed wil hê, julle is meer as welkom. Die ander gedieningspan, almal is hier, is oop vir julle. Ek het bidlappies vir die, as jy vir iemand wil intree. Hier is bidlappies, ek het nog van hulle. Maar dat ek veel lappies solve, because God did extraordinary miracles by the hands of Paul, when handkerchiefs and plate was laid upon the sick they recovered. So ons het daar duisende getuies van bidlappies. Gewoonlik waar preek gooi mense hulle klere en skoene en wallets en op die stage, want daar is 'n tasbaarheid wanneer ek getuig. En mense vat dit huis toe en hulle geloof is, dit gaan gebeur. So, ek het nie probleem met daai tipe van wonderwerk nie. Ons het 'n dodeopwekking met 'n lappie. Mamma het lappie by my haal, hospitaal gegee, kind is wakker. So, daar's niks dat die Here nie kan doen nie. I serve a God of nothing is, it's all impossible. Not impossible, impossible. As ek net die pad kom. Maar soveel mense wil vooruitloop. So sommer sê, soek jou eie salwing, en jy weet dat jy gemaklik is, niemand kan by jou pouch nie, niemand kan jou aanraak nie, want jy is gesalf. Ek het my vrou nog nooit forceer om saam met my te werk nie, ek het haar nog nooit forceer om saam met my te toer nie. Die Here het vir ons 'n pad oopgemaak wat ons nou kan saam toer, okay? I'm really blessed. Ek het vir 'n Toyota Tires gebid, die Here het vir Toyota Fortuner gegee. Hy het geweet, selfde brein, selfde kleur, hy het my net vir top up. Nou, nooit die mense ontmoet wat die kar gegee het nie, wil hulle nie ontmoet nie, dankie Here. Ek betaal nie vir diesel nie, ek het 'n no limits diesel kaart. Ek betaal vir geen tolhekke nie, no limits tolheks. Volgende stalkar, dis R18,000 vir 'n stal tyres en baie. Ek verdien nie geld nie. Freely I have received and freely I shall give. So ek challenge enige ministry wat kan voorkom sê ek het al ooit as in gevra. Ek het nie Brussels sprouts nie, kat en honde. Vir die rest is ek paraat. Dus ek 12 jaar nie tronk ontslaan van die Bybel kan ek enige plek staan vir Jesus. Maar wanneer by my vrou kom ons kry matras. Pointless uit die grond nie. Ons het uitweg gaan doen, ek nie policeman. Nou ry ek, en dan begin lag. En Thomas sê vir my, hoekom lag jy? Ek sê, vir 35 jaar was jy 'n policeman. Hy sê, ja. Ek sê, vir 35 jaar het jy my rondgery, nou ry ek jou. Hoe weird is my deel? Nou kom ons daar in Lesotho, ons van Kerkpad. Ja, heavyweight in die gospel. Daar is nie water nie, daar is nie loop, daar is nie paai nie, daar is niks. Daar's nie, jy verwag 'n kamer, want jy is mos nou in. Daar is so 'n klein stofkamertjie, dan sê kom bys. Daar is een spons matrasie. Toe lê ek in tolle maar lepel. Ons gaan nie uitpraat nie. Want dit is koud. Kyk, hierdie is nie cholesterol nie, hierdie is regte vet. En hierdie geel vet vat lank om warm te word. Dan lê ek in tolle, maar dit is koud. 11 uur aankom die swart pastoor van pastoor Enoch, hy sê, ek het nergens om te slaap nie. Ok, lê jy maar in die middel. Maak ons is pikkewyne, as jy het warm is, dan draai. 6 uur in die oggend loop ek hy kop uit, kry sin, en sê vir Miss Jackie, jy koop nou vir my buskakie. Ek kost nie so. Ek sê van wat? Sy sê, is jy toch stupid? Here my vrou, jy kom ons nou nie so met my praat nie. Jy weet nie so wat ek gaan nie. Sy sê, ons het 200 kommerse agter by bakkie gepak vir julle. Dis hoe kom ek 'n vrou het. Remind me. Bring all things to memory, apparently. Toe gee ons 'n kommerse sondag uit. Mans. Maar dis net daai
jy moet deur waar gaan, jy moet gewas word. Here gaan, faith that is not tested, to me is not faith. Faith needs to be tested. Hoe gaan ons jou geloof toets volgende? Deur genoeg geloof vir 'n wonderwerk. Amen. Ons is op die regte plek. Amen. Okay. Ek gaan afsit.